So voor ek begin met die woord, gaan ek net vir ons bid en dat ons net ons harte gereed kry vir wat die Here wil sê. Here Jesus, U is so goed, U is so getrou en Heilige Gees, ons nooi U nie net in hierdie plek nie wat U is reeds hier, maar ons nooi U in ons harte in vanoggend. Ons vra Here Jesus, kom sit ietsie in ons, kom sit 'n saadjie in ons harte wat gaan ontwikkel, wat gaan ontkiem, wat 'n groot ryp oes gaan oplewer eendag. Heilige Gees, dankie dat U salwing op die woord uitgaan, nie noodwendig wat ek alles sê, Here, maar op U woord, Here. U woord dra gesag, U woord dra krag, U woord keer nooit leeg terug, Here, en ons wil net U woord in sy regmatige plek in ons lewens sit. Here Jesus, mag ons vandag luister na wat U vir ons sê. Heilige Gees, kom en oortuig harte vanoggend. Dit wat ons met aksie neem voor. Thank you, Lord, that we do not have to be perfect before you can use us. Thank you that you use broken vessels. Thank you that your power rests on broken vessels, Lord. In our weakness, we are strong because of your grace. And that's what I pray, Lord Jesus, that we will hear everything through a filter where we are aware that your grace empowers us, your spirit empowers us. We can do nothing out of our own. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. So ek het 'n interessante boodskap, dis weer 'n praktiese boodskap. Ek's altyd opgewonde as ek so 'n boodskap kry by die Here. En die titel van vanoggend se boodskap is Uniquely Positioned. Uniquely Positioned. En ek het die prentjie van die skaakstukkies opgesit, want as jy dink aan skaak, elke stukkie het 'n spesifieke funksie wat net daai stukkie kan doen. 'n Pion kan nie ewe skielik doen wat 'n perd doen nie. Jy weet, so elke stukkie moet sy funksie vertolk. En daai prentjie is net vir my so oulik, want dit is 'n pion wat die koning van 'n ander span oorwin het daarso, en dis partykeer hoe ek en jy voel. Ons voel partykeer ek het maar net I got a raw deal in life. I'm only die pion op die skaakbord. Ek is nie een van die groter, meer bombastiese stukke wat oulike moves kan doen en goed nie. Ek het net hierdie ding van ek kan een blokkie op 'n slag skuif, jy weet. Dis partykeer hoe ons voel net. Maar wat ek vanoggend wil by julle los is, elkeen van ons is so uniek deur die Here geskep. Elkeen van julle is so uniek deur hom geskep. Niemand kan jou lewe leef nie, net jy kan. Net jy het die goed ontvang wat die Here in jou gesit het, in jou hand gesit het. Net jy is geplaas waar jy geplaas is deur die Here, met die spesifieke mense om jou, die werksomstandighede of skoolomstandighede, wat ook al dit is. You were uniquely positioned where you are with what you have for God's kingdom. En dit is my hart vanoggend dat almal van ons hier gaan uitstap vanoggend met 'n hernieude passie wat in ons wakker is vir God se koninkryk, en hy wil my gebruik. Hy wil jou gebruik. Hy wil nie iemand wat sterker, beter, mooier, wat ook al is, in jou omstandighede gebruik nie. Hy wil elkeen van ons gebruik waar hy jou gesit het, met wat hy jou gegee het. En ek gaan net 'n bietjie in die Ou Testament ingaan en kyk na voorbeelde van mense waar God het iets in hulle hand gesit. Party van hulle fisies iets in hulle hand gesit. Van hulle het God in 'n spesifieke posisie gesit, en alles was vir sy koninkryksdoeleindes gewees. En ek wil hê jy moet deur die loop van hierdie boodskap regtig heeltyd vir jouself vra, wat is in my hand, wat het die Here in my hand gesit, en wat het hy voor my gesit, en wat se posisie het hy my gesit vir sy koninkryk. Want die leuen is dat ons voel, ek het niks ontvang nie. Ek kan niks doen vir God se koninkryk. Dis die leuen. En ek hoop regtig dat die woord dit vandag afbreek in jou lewe, die waarheid wat uitgaan. Jesus het iets binne elke liewe een van ons gesit, wat hy wil gebruik, en party van julle dink jy het niks nie, omdat jy fisies niks in jou hand het nie, maar jy het tyd. Jy het tyd, terwyl jy asemhaal, het jy tyd. Jy kan bid met daai asem wat in jou longe is. So, daar's altyd iets vir my en jou om te doen. Niemand van ons het niks gekry nie. So, ons gaan eers kyk na Moses, want Moses was geroep deur die Here om die Israeliete te bevry uit slawerny uit in Egipte. Moses was called by God to free the Israelites from captivity. They were captive, they were slaves of the Egyptians, and God called Moses. He uniquely positioned Moses from his birth to be able to be the deliverer of Israel.
En dan in Exodus 3 dan protesteer Moses eers en hy is nee, Here, kies iemand anders, ek kan nie so goed praat nie, daar's mense wat beter en sterker en ouliker as ek is, ek kan nie hierdie doen nie. En hy hou aan so met die Here redeneer, en dan vra hy vir die Here, maar hoe gaan die mense glo dat U my gestuur het? En dan lees ons in Exodus 4 vers 2, Then the Lord said to him, What is that in your hand? What is that in your hand? And Moses says, a staff. A staff. En dan sien ons herhaaldelik in Moses se storie hoe God hierdie staf wat hy in sy hand gesit het gebruik. Nee? En dis regtig 'n figuurlike prentjie van jy wat moet dink wat het die Here in jou hand gesit vandag? Of al van die begin van jou lewe af. Want daar kom 'n tyd waar die Israeliete uiteindelik uit kan beweeg en Farao laat hulle gaan en dan later het besluit hy het 'n fout gemaak and then he starts pursuing them with his whole army, all the Egyptian army, they just pursue the Israelites and then the Israelites are literally trapped between the Red Sea before them and the Egyptians at their back. En dis waar ons nou is daar by die Rooi See waar hulle vasgekeer is en dit lyk of daar nie vir hulle uitkoms is nie. Dan sien ons vir die eerste keer net soos hoe die Here wil hê, ons moet self beweeg en iets doen. Ons moet nie vir hom wag nie. Kyk, want al die ander kere het die Here vir hom presiese opdragte gegee met die pla en daai goed, maar hierdie is my baie mooi. So ons gaan net eers die een versie lees. Exodus 14 verse 16. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. So hier gebruik God dit wat hy in Moses se hand gesit het om te gebruik. Maar voor dit wil ek jou net vra, dink wat is in jou hand? Wat het die Here in jou hand gesit? Wat se gawes en talente en dalk net soos wie jy is in die familie waarin jy gebore is en goed, wat se geleenthede is in jou hand? Wat se tools het die Here in jou hand gesit? Waarmee het hy jou toegerus om 'n verskil mee te kan maak? Want die geneigtheid wat ek en jy het, want dis hoekom ek spring na hierdie voorbeeld toe is, as daar 'n situasie in ons lewens is, dan is ons soos nee, ons moet net terugsit en bid en vertrou dat die Here iets gaan doen, nee. Ons hoef niks te doen nie. Maar die Here het goed in ons hande gesit en ek dink ons moet bietjie meer aksie begin neem tot die Here vir ons 'n rooi lig gee. Het ons eintlik 'n groen lig. Wil die Here hê ons moet bietjie meer doen. Want as ons bietjie backtrack in hoofstuk 14, we read from verse 13, Moses answered the people, Do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you, you need only to be still. Maar daai stil beteken 'n vertroue en nie 'n passiwiteit nie. Maar daar was hierdie versoeking om net terug te sit en te wag dat God se soewereiniteit die werk gaan doen en Moses niks moes doen nie. En dan sê die Here vir hom, the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on and then raise your hand, your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. And that's a point I want to make is sometimes we want to hide behind God's sovereignty. Sometimes we want to hide behind, God's got this, all the nice Christian slogans in the world today. God's got this, he's bigger than this. Maar ons moet altyd teruggaan en kyk, maar het die Here vir my iets in my hand gesit wat hy eintlik wil hê ek moet gebruik ook in hierdie situasie because we get to partner with God for his kingdom purposes. Dis wat die Here van sy mense vra. God wants us to take action with what he has given us. He wants us to take action, but we must walk in obedience. There's a but to that. We must walk in obedience because going back to Moses and his staff again, there was a time when they were in the wilderness where the people were thirsty and there weren't any water around, and then God explicitly gave him the command to hit a rock with his staff, and then water came gushing out and the people were able to drink. Maar nou, as ons na Nimeri toe gaan, bietjie later, in die 40 jaar wat hulle in die woestyn gewandel het, is daar weer 'n geleentheid waar die mense dors is en waar God weer vir Moses 'n baie spesifieke opdrag gee. Numbers 20 verse 7 to 8, we're going to read all the way through to verse 12.
The Lord said to Moses, "Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together, speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink." So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, "Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock?" Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. And then the sad verse in verse 12. But the Lord said to Moses and Aaron, "Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them." Dis hartseer. So dis tweeledig, nee, en ek dink dis baie keer wat maak dat ons in vrees leef van, wat moet ek nou eintlik iets doen, moet ek niets doen nie, wat as ek die Here mis, wat as ek hom nie reg hoor nie. Aanvaar die lig is groen tot die Here vir jou stop, en soos hy duidelik vir Moses gesê, praat, speak to the rock. Hy het nie vir hom gesê, slaan dit nie. So in dit wat ek en jy doen, moet ons net gehoorsaam wees aan hoe die Here ons lei, wat hy vir ons sê, en nie uit die Here se salwing wil ek amper sê, uitbeweeg en ons eie ding doen. Moenie begin staat maak op jou eie krag en jou talente en dink jy's oulik in jou eie, want die Here het een keer so gewerk, nou gaan hy weer so gewerk met my en goeders nie. Ek was ook al baie daar. Anyway, so dis it, when we do not fully trust God, we tend to disobey God. When we do not fully trust God, we tend to disobey him. En daar's 'n koste aan ons ongehoorsaamheid. Tweeledig. Eerstens as jy glad nie aksie neem met wat die Here in jou lewe gesit het waarmee hy wil hê jy moet aksie neem nie. When you do not use what God has given us, others can't find freedom. And we will never live to our full potential. Dis die hartseer deel. As ek en jy net bly sit op die gawes en dinge wat die Here eintlik ons mee toegerus het, as jy dit nooit gebruik vir sy koninkryk, as jy nooit enige aksie neem daarmee nie, dan ander gaan nie vryheid vind wat die Here sou nog vryheid bring as jy aksie geneem het nie. Okay, en jy gaan nie jou volle potensiaal ontwikkel as kind van God nie. And then when we misuse what God has given us, wanneer ons nie in gehoorsaamheid sal met God stap vir wat hy wil doen, met wat hy in jou gesit het nie. Others might still be blessed, hulle het nog steeds water gekry, okay? But we will miss out on God's promises and an intimate relationship. Jy gaan uitmis. So daar is iemand waarna ons nou gaan kyk wat iets voor hom gehad het, hy het iets in sy hand gehad en hy was gehoorsaam gewees aan presies wat hy moes doen. En dit is Dawid. Maar voor dit wil ek vra, what has been set before you? Wat is voor jou in jou lewe? Wat se omstandighede is jy in? Jou werk, jou huis, jou familie, wat se omstandighede is jy in? What has been set before you? Dit kan goeie goed wees, dit kan uitdagende goed wees, maar wat is voor jou wat die Here eintlik wil hê? Daar's 'n rol wat jy moet speel met dit wat hy in jou hand gesit het. Okay. So David was obedient to what God called him to. So ons 'n bietjie kyk na Dawid en Goliat nou, want Goliat was voor Dawid geplaas gewees deur God. En Dawid het sy eie pakkie toerusting gehad wat die Here hom mee toegerus het oor die jare. En hy is in 'n baie interessante posisie gewees waar hy eintlik getoets was of hy gaan doen wat mense van hom vra ook en of hy gaan doen wat die Here vir hom gegee het en dat hy sy vertroue in die Here gaan sit vir wat hy geroep voel om te doen. Because before David actually stood before Goliath, he was confronted with people's opinions and people's expectations of what he was supposed to do. Firstly, his brother Eliab had no confidence in him being a warrior. Sy groot sterk boetie wat Samuel ook gedink het, dit is die gesalfde van die Here, toe hy vir Dawid moes gaan salf het. Hy was 'n man van oorlog, hy was 'n man van krag en as jy hom nog gekyk het, dat jy geweet, hy is 'n vegter, jy weet. En hy sê vir Dawid, by wie jy daai paar skapies daar in die veld gelos, wat maak jy hierso? Jy weet, 'n klein lastige boetie wil net kom lei wegsteek en kom kyk wat doen ons as ons baklei, jy weet. Hy het so 'n houding gehad teenoor Dawid. Maar nie net hy nie, selfs koning Saul het getwyfel in Dawid se vermoë. Nou ek weet nie van jou nie, hoe voel jy wanneer jy onder iemand se gesag is en hulle glo nie dat jy kan doen
wat die Here in jou gesit het om te doen nie. Die mens voel nie te great nie, maar Dawid het hom nie gesteer daaraan nie. En dit is wat ek hoop ons kan leer uit sy verhaal. Because in 1 Samuel 17 verse 33 we read, Saul replied, "You are not able to go out against the Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth." Nee, dis die Saul se opinie daai. So 'n bietjie verder af en sien ons die verwagtinge wat Saul letterlik op Dawid sit wanneer hy sy wapenrusting vir Dawid aantrek. In 1 Samuel 17 verse 38 to 40, we read, "Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him, a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around, because he was not used to them. 'I cannot go in these,' he said to Saul, 'because I am not used to them.' So he took them off. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand approached the Philistine." So, ek en jy, die Here se hart vir my en jou is ook, dat ons by 'n plek kom waar ons so seker in ons verhouding met die Here is, dat ons weet wie ons is, dat ons weet ons is nie soos ander mense nie, dat ons okay is daarmee dat ek hoef nie 'n wapenrusting aan te hê soos koning Saul om hierdie reus te oorwin nie. Ek kan gaan soos die Here my toegerus het. Ek kan gaan met dit wat die Here my gegee het om hierdie ding te kan oorkom. En that is the point I want to make, is God has uniquely equipped you for what he has placed before you. Laat ons net 'n bietjie insig. God has uniquely equipped you for what he has placed before you. En soveel kere kyk ons rond na ander mense en vergelyk ons en jy weet, wil ons hê wat daai persoon het voordat ons sal uittreë en doen wat die Here van ons vra, want ons diskwalifiseer onsself. So ek hoop regtig hierdie inspireer jou dat jy geloof in die Here kan sit, dat alles wat jy nodig het, het hy klaar vir jou gegee. Alles wat jy nodig het, het jy klaar. Maar dit gaan oor waar kry ons krag? En dit is die posisie van ons harte bepaal, waar trek jy jou krag vandaan? Uit watter plek uit beweeg jy wanneer jy intree in dit wat God vir jou gee om te doen? Because David was secure in his relationship with God, and because he used what he had in his hand, from that position, God gave him the victory over Goliath. Because the position of our hearts matter. The position of our hearts matter. Dit gaan hand in hand met dit wat jy het en waarvoor jy te staan kom. David wasn't trusting in his own abilities, but in God, whom he loved and who he knew loves him. En ek gaan net oor julle stukkie lees. Alles wat David sê, gaan net terug na sy vertroue lê in God en nie in sy eie vermoëns nie. 1 Samuel 17, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Not a mighty warrior named David, but a God in Israel." David's heart was positioned to glorify God in his obedience. That was the position of his heart, that God will be glorified with his yes. Okay, we read on verse 47. "All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands." As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead, and he fell face down on the ground. And then verse 50. "So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him." Okay. So dit is so 'n kragtige stukkie daai. Want ek wil ook sommer nou al julle rig net soos ek aan die einde weer hier aanraak. Maar wat as hy skeef gegooi het? Ek is seker omdat sy vertroue in God gelê het, het God daai klippie net so 'n bietjie
gerig dat dit sy merk getref het ooit, nee? Want die Here is bemagtig om sulke goeders te doen. So, dit gaan nie eers of Dawid so oulik was dat hy so reguit kon gooi nie, maar dat sy vertroue in die Here was, het gemaak dat die Here daai oorwinning teweeggebring het. Dit was nie Dawid wat so oulik was nie. En die ander ding was, wat ek vroeër gesê het, is, Saul wou hê, Dawid moes soos hy wees. Hy wou vir hom sy wapenrusting aantrek, hy wou vir hom 'n swaard in sy hand gesit het, dat hy daarom net lyk soos iemand wat kan beklei, weet. Soos die seentjie wat net uitgaan met 'n slingervelletjie nie. Maar dit was 'n verwagting wat op hom gesit is, maar Dawid het hom nie daaraan gesteer nie. Die ding is, ek en jy val soveel keer in hierdie struik, dat ons vergelyk onsself met ander mense. Ons kyk na hoe mooi daai persoon sing, hoe oulik daai persoon is met mense, hoe goed hulle menseverhoudings is, en jy's 'n introvert en jy sê, maar ek kan nie so oulik met mense praat en goed, soos, kom ons gebruik Morney wat nie is nie as 'n voorbeeld. Maar ons doen dit, ons vergelyk onsself met ander, en dan minag ons dit wat God vir ons gegee het. Jy minag wat God eintlik kan doen, as jy net gehoorsaam is en ja sê, en uittree, en doen wat hy van jou vra. My point is, we can miss out on how God has uniquely positioned us for His purposes when we are distracted and intimidated by how He is using someone else. Okay, daar's 'n setting wat sê, John Bevere sê dit baie, stay in your lane. Bly in jou baan. Vergeet van die ou wat langs jou hardloop. Hy het 'n ander race waarna God hom geroep het. He's got a different race he's running. Fokus op jou baan en waar jy met die Here is en wat hy jou roep om te doen en wat hy jou gegee het om te doen. Because we are called to trust God and step out in faith by using what we have been given. Okay, so I have a few other examples. Want die Bybel is net so vol mense en hulle getuienis van hoe hulle in 'n unieke posisie gesit was, deur die Here, uniek toegerus was vir iets wat hy op kragtige maniere kon gebruik het, omdat hulle oor hulle self gekom het en net ja gesê. Okay, want die eerste een is Esther. Esther went before King Xerxes. So just a little background, the Israelites were in exile in Babylonia, and later Persia took over the reign of that kingdom, and then the king he looked for a new queen because the old one messed up. Anyways, so he looked for a new queen, and then a Jewish girl named Hadassah became the queen we now know as Esther. Okay, she was chosen to be the new queen of Persia, which also put her in a unique position that when the whole nation was to be obliterated, wanneer die hele nasie net van kant sou gemaak word, daar was 'n datum gegee gewees waar almal van hulle uitgeroei sou word. En toe sy koningin was sy in die unieke posisie waar sy nader as enigiemand anders aan die koning kon kom. Maar daar was 'n wet ook gewees wat gesê het dat dit kan haar lewe kos, want niemand mag voor die koning kom sonder dat hy jou nooi om te kom nie. So dit was ook nie vir haar maklik net omdat sy in 'n paleis was nie. Ons dink, ja, Esther het goeie lewe gehad, sy was daar in 'n paleis, sy het mense gehad wat haar gedien het en al daai lekker dinge. Maar dit was nie net goed gewees nie. Sy het haar eie uitdaging gehad waar sy heeltyd moes vas voordat sy na die koning toe gegaan het, want sy het geweet, as sy hom op 'n slegte dag vang, kan dit haar lewe kos. En die stukkie wat ook op die bord het is haar oom Mordechai. It's from her uncle. He wrote her a letter and he said to her, "Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this." Miskien is jy vanoggend in 'n plek in jou lewe waar die Here jou daar geplaas het vir 'n rede. Jy is nie sommer maar net daar nie. En ons moet bietjie meer in die oggende wanneer ons opstaan en ons dag begin dalk vir die Here vra, Here, maak my bewus, wat is vanoggend in my hand en in watter plek het U my gesit om 'n verskil vir U koninkryk te maak. En dan nooi jy die Heilige Gees om jou gehoorsaam te maak en te gaan en te doen wat die Here van jou vra. Ek dink net ons moet bietjie meer intentioneel so wees, eerder as wat ons net deur ons
weeklikse programmetjie hardloop van alles wat ons moet doen in die samelewing, nee. And the next example is Joseph, while he was in Pharaoh's prison. Hy was in 'n tronk vir jare in 'n tronk gesit gewees. But he was gifted by God with the ability to interpret dreams. And there he was for years and years, patiently waiting for God to use him in whatever way. And when opportunity presented itself, even when Pharaoh needed his dreams interpreted. And this is what we're going to read, is the cupbearer speaking, because if you know Joseph's story, there was a cupbearer and a baker that were thrown into jail with Joseph later, and both of them had dreams. And God used Joseph to interpret their dreams. En beide se uitleg van hulle drome het toe waar geword, en die skinker het toe oorleef, maar die vir 2 jaar vergeet van Josef. Vir 2 jaar vergeet van Josef en van sy belofte dat hy van hom sal onthou. Maar God het nie vergeet nie. Kyk nou. In Genesis 41 verse 12 to 14. Now a young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. We told him our dreams, and he interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dream. And things turned out exactly as he interpreted them to us. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. En net daar gebruik God hom. So hy moes vir jare in die tronk gebly het, terwyl God skuur en skaaf in sy karakter om 'n bietjie nederig gemaak, jy weet, want goed het toe so vinnig gebeur vir Josef, waar hy nie net die Farao se drome geïnterpreteer nie, hy was sommer, omdat hy gekom het met die oplossing, was hy sommer aangestel om tweede in bevel te wees van die hele Egipte. Net so. So daai tyd in die tronk was voorbereiding. Ek wil jou vanoggend vra, wat in jou lewe volg? Wat in jou lewe volg soos tronk? Want dis voorbereiding. Dit is voorbereiding. En is jy getrou met wat die Here nou of al lankal in jou hand gesit het, maak nie saak in watter omstandighede jy is nie. Is jy getrou met wat hy in jou gesit het? Of kla jy net? Kla ons net oor hoe sleg ons lewens is en kyk ons net hoe groen die weivelde daar in ander mense se lewens is die hele tyd. Of is jy besig om getrou te wag vir elke geleentheid wat die Here in jou slegte situasie oor jou pad stuur en gebruik jy dit, is jy gehoorsaam? Want hy gaan jou aanstel oor meer as jy getrou is met my. Kyk, dis wat die Here doen. So not one person's story is the same, and no one's story comes without challenges. Niemand sin kom sonder uitdagings nie. Selfs Esther, sy was in 'n paleis, maar dit kon al lewe gebos het. Okay. But what they all have in common is that they used what God placed in their hands, what He equipped them with, and they trusted God to do the hard part. Hulle het God vertrou om die werk te doen, die moeilike werk. En partykeer voel ek en jy so verantwoordelik dat ons daai deel ook moet doen, dat ons niks doen nie. Tree net uit in geloof en sê ja vir die Here as jy roep. Okay. We get to partner with God. We get to words God. What is in your hand? And then what is set before you? Come on. Ons het die tegnologie nodig nie. Okay. What is set before you? En wat se omstandighede is jy wat dit dalk vir jou voel dat Goliat voor jou staan, maar jy weet daai is jou Goliat wat die Here jou roep om te oorwin in sy krag. And then who will be impacted by either your obedience or your disobedience? Want julle dink ons is 'n eiland, nee. Ons dink niemand word geraak deur my keuses nie. Maar dit is nie so nie. Die Here het ons geskep vir community. God created us for community. Elke besluit wat ek en jy maak om of ja te sê of net nee te sê en passief te bly, het 'n ripple effek. As die Here jou roep om te dien en betrokke te raak by die kerk en jy hou aan nee sê vir hom, jy sê nie vir ons nee, jy sê vir hom nee. Die ripple effek is dat jou medemens in die liggaam van Christus swaar kry want hulle moet meer gereeld dien as wat hulle eintlik hoef. Ek sê dit maar net, dit was nie my notas nie. Wees gehoorsaam met wat die Here jou roep om te doen. As jy aanhou dink by jou werk, moet jy net fokus op jou werk en nooit jouself net daar buite sit om Jesus se liefde met jou kollegas te deel nie. Hulle kan dalk hel toe gaan omdat jy nooit verby jouself kan kom om vir die Here ja te sê, om sy liefde met hulle te deel nie.
En ek challenge julle vanoggend, want ons settle vir wat die gemeenskap van ons vra. We settle for society's norms. En ons moet verby dit kom, want ons is koninkrykskinders. Die Here het ons geroep vir sy koninkryk. Hy het ons nie geroep om te doen wat die wêreld van ons vra. Hy het ons geroep om hom te volg. En dit gaan 'n bold ja van jou vat om daai tree te gee en om te volg. Want dit is wat ek jou wil vra, wat is jou volgende stap? Waarvoor moet jy nou vir die Here ja sê vanoggend? Nie nou by die huis nie, vanoggend. En kry iemand, deel dit met iemand wat jou accountable hou daarvoor, want waarvoor wag jy? Daar's 'n wêreld daar buite wat verlore gaan. Kan ons asseblief, ek het regtig nie hierdie voorberei nie, kan ons ophou kerk speel? En kan ons die kerk van Jesus Christus wees, waardeur hy kan kragtig werk en 'n impak maak in 'n donker en 'n verlore wêreld daar buite. Asseblief, moenie dink dit wat voor jou gesit is, gaan nie 'n impak maak nie. Jy is in 'n unieke posisie gesit vir die koninkryk van God. Niemand anders kan doen wat die Here jou roep om te doen nie. En hy het jou toegerus vir dit wat hy van jou vra. En daar's 'n idioom wat sê God kan 'n reguit hou met 'n kromstok slaan. Dit staan nie in die Bybel nie, dis 'n idioom. Want baie keer wag ons dat al ons varkies op hok is en ons eentjies in 'n ry is en ek wil net eers op hierdie plek in my verhouding met die Here wees, dan sal ek ja sê. Maar dis vrees wat jou terughou. Dis beheer waarin jy vashou. Wat die Here wil hê, ek en jy moet laat gaan. Laas jaar by ons konferensie het ons 'n baie wonderlike gasspreker gehad, Mark Verghese, en sy hele lewensverhaal is net een van ja vir die Here. Hy sê net die hele tyd ja vir die Here, maak nie saak wat die Here voor hom sit nie, hy sê ja. Hy vertrou die Here gaan die moeilike werk doen en hy het 'n boek geskryf, Ready, Fire, Aim. En ons weet dit gaan Ready, Aim, Fire, maar sy hele lewensstorie is een van Ready, Fire, en dan doen God die aiming van daai bullet. But if we look at how God tends to use us, how he uses imperfect people to accomplish his will, we will see that God will always tell us, are you ready? Nee, hy gee vir jou ietsie. And then we just have to fire, say yes, and trust God that he will do the aiming. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Die Here is meer as in staat om my en jou foutjies so langs die pad reg te maak. Okay? Proverbs says, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. En hierdie boek het my verlede jaar so baie gehelp in die seisoen waarin ons was ook, met al die veranderinge en dinge, en die rol wat ek nou moet speel en alles, het die boek my regtig geïnspireer om te kyk, waar wag ek dat die Here iets doen, waar hy my eintlik al lank al gevra het en geroep het om ja te sê, en uit te tree in geloof. Petrus het nie gou op Google gegaan en 'n paar artikels opgetrek oor, is dit menslik moontlik om op water te loop nie? Okay? When the Lord called him out of that boat, he just went for it. And he walked on water because God did the miracle. En jy het nodig om dit te hoor vanoggend. Tree net uit daai boot uit. En is okay, as jy gaan sink so iewers halfpad, Jesus gaan jou uittrek. En hy gaan jou weer verder loop op water. Maar sit jou vertroue in Jesus om die werk te doen. So kom ons sluit ons oor. En ons sluit net af in gebed en ons vra die Here om ons te help om ons harte te deursoek. Lord Jesus, thank you that it can be a privilege to serve in your kingdom, to partner with you. It is such a great privilege, Lord. And I would just want to pray and ask you, forgive us for whenever we weren't willing, for whenever we had some form of an excuse. Come and forgive us, Lord Jesus. En Here, ek weet vir party mense gaan dit baie diep werk wees. Dalk. Here, waar as ons eers begin wegdryf van U af, dan dryf ons partykeer nog ons ver en ons harte raak nogal hard. Maar ek vra Heilige Gees, wys U genade aan hulle. Bring hulle terug na waar hulle eens op 'n tyd dalk saam met U was. Kom steek weer daai vlammetjie aan die brand, Here. Gee hernieude passie waar dit nodig is vanoggend. Dankie Heilige Gees dat U goed is. Net waar jy sit, wat het jy in jou hand?
are needed right now and bring new life. Here Jesus, soos daai prentjie van riviere wat in die woestyn ontstaan. Bring lewende water waar dit nodig is vanoggend, Here. Maak weer geloof wakker in ons harte dat U wil my gebruik. God wants to use you, not the person sitting next to you for what He's called you to. He wants to use you in your specific position. Nothing is impossible for you, Lord God. And I pray that you will empower us to use whatever you equipped us with for the sake of the kingdom. En Here Jesus, ek bid regtig, mag liefde ons motiveer. Liefde vir U en liefde vir mense. Kom breek ons hart vir die mense in ons lewe. Here Jesus, dat ons sal weet, dit is altyd die moeite werd om ja te sê vir U en vir U koninkryk. En ek wil net spasie skep waar jy sit vanoggend. As jy regtig binne jouself worstel met, ek was vir so lank ongehoorsaam gewees en ek is eintlik so lank al passief dat ek weet nie waar om te begin nie. Bring dit na Jesus toe. Lê dit by sy voete neer. En vra vir hom, Here Jesus, gee vir my een eenvoudige stap om mee te begin, om uit hierdie plek uit te kom waar ek myself bevind. En Heilige Gees, ek wil bid dat U hulle sal salf met die boldness om dit te kan doen. Dankie dat ons niks in ons eie krag hoef te doen, Here. Ons kan net staat maak op U. Maar al wat U soek en al wat U vra is ons ja. Dankie Jesus vir U goedheid en U getrouheid in ons lewens. Amen.